is Mr. Jack Crean, my dear. Managing Director of Exit Electronics. Pleased to meet you. Thank you very much. Hello, Jack. Nice to see you again. You're welcome. Do come in. Jack. Bly jy's ook hier, man. Ek het vanoggend gebel, maar jy was op kantoor nie. Ons het 'n bietjie probleme gehad by die fabriek. Het moet alwees daar. Jong, die baas wil hê ons bymekaar kom. Ons werk aan 'n nuwe wapenstelsel. Dis 'n hoogs mobiele selfaangedrewe joppie. Dis beter nie hieroor praat nie. Nee, seker nie. Wanneer pas dit jou? Dinsdag, 8 uur? so vroeg as moontlik. Goed, ek sal die baas hoor, laat weet ek jou. Joernaliste het die beste geleenthede om te snuffel. 80% van alle sensitiewe inligting is beskikbaar in oop publikasies. Die ander 20% vind hulle uit deur geheime gesprekke en so. Elke joernalis, sê ek nou vir jou, is 'n potensiële agent. Ag kom nou dokter, in die 30 jaar wat ek in die journalistiek is, het geen mens of instansie my nog ooit gevra om geheime inligting te probeer uitvis nie. Ja, maar jy's anders van Elfen, jy's 'n beroepsjoernalis, 'n koerantredakteur. Daar is nog van jou soort ook. Die moeilikheid met julle veiligheidsmanne is julle sien 'n spioen agter elke bos. En jy sal jou verbaas hoeveel van hierdie inligting wat julle sogenaamd geheim beskou oor internasionale nuusagentskappe deur ons stellingsmasjiene kom. Julle moeilikheid is, alwaaraan julle belangstel is julle scoops en soveel sensasie as moontlik. En al wat vir julle belangrik is julle klein empireetjies in die grootte van julle matte. O, hallo Jack. Hallo Fritz. Ek het my nou so vererg vir daai verstoemer. Ek soek 'n dop. Hy maak op 'n soort sondgod of wat dit is. Hy vrek oor publisiteit. Hy vrek oor sy eie foto in die koerant. Ek sê jou, hy's 'n vervelige vent. Geen oordentlike koerantman sal naby hom wag nie. En nou haat hy ons daaroor. Asseblief. Ah, Hedda, ek sien jou nou eers. Hallo. Jack, kom wat ek jou voorstel. Dis Hedda Steger, International Press, en dis Jack Crean, Exit Electronics. Jy is die mooiste vrou wat ek nog ooit gesien het. Is jy altyd so charmant? Altyd so eerlik. Sop vir Jack Crean. Hy het hom nog nooit deur 'n vroumens laat vang nie en ek glo nie hy gaan nou van kleur verander. Aangename kennis mee kry nou. En Jack, jy moet besop vir Hedda ook. Jy weet, sy is ook een van daardie verfoeilike lede van die perskorps. Wat was die opmerking oor die verfoeilike perskorps? Ek het 'n argument gehad met iemand oor joernaliste. Verreg hom. Maar hy's eintlik 'n goeie. Hy saam met my klas gegee op die universiteit. Intellektueel, né? Alles behalwe. Ek is eintlik 'n baie praktiese ou, weet. Elektrotechniese ingenieurswese. Broodroosters, eierklitsers. Is dit wat Exit Electronics maak? Onder andere. En wat maak jy in die maatskappy? Ek's die baas. Mens kan dit sien. Jy het die aura van 'n baas om jou. Hoeso? Party mense is so gewoond om bevele te gee, hulle kom dit nie eers mee agter nie. Ek het jou nog beveel gegee. Jy het nog nie, maar jy sal. Sodra jy my beter leer ken. Ek sê graag wel. Ek bedoel, jy beter leer ken. Wat maak jy môre? Hang af. Ek het 'n boot op die vaart. Kan ek 'n vriend saambring? Vriend? Robert. Hy is baie jaloers. Ek is seker hy gaan dit nie geniet nie. Ek weet nie. Hy is aanpasbaar. Hallo. Hi. Jy dan alleen? Ontmoet Robert. Jy kom my gesê dis 'n hond. Jy het nie gevra nie.
Kom, Robert. So, daar Steiger. Zit jy alleen op die vaar, saam met 'n man? Nie alleen nie. Robert pas my op. Slim, nee. Hoe het jy by die koerante beland? Dis nie 'n koerant nie. Dis 'n nuusagentskap, International Press. Wat is die verskil? Dis 'n soort uitrouplek van nuus. Ons verskaf nuus aan koerante en die media. Klink vir my maar dieselfde. Hoe het jy daar beland? Ek was eers 'n joernalis. Ek het in Windhoek groot geword. Van daar af is ek na Wits toe. En toe begin ek by die koerante. 'n Paar jaar later is ek na Berlyn in Duitsland, Nog steeds koerante. by Der Spiegel. Toe begin ek by International Press. En toe daar 'n pos oopval in Johannesburg, toe vra ek vir 'n verplasing en hier is ek. Sjoe. Klink maar na 'n mondvol vir so 'n jong meisie soos jy. Ek's 29. Ek het nog nooit getroud of gekies nie. Ek vra nie jou besigheid nie. Wens jy wel. Nou goed. Hoe word mens baas van so 'n groot maatskappy? Jy begin met 'n baie ryk pa. Sorg dat jy goeie kontrakte kry. Dan word die besigheid net groter en groter. Wat 'n kontrakte. Eierplutsers en broodroosters. Ek's nie heeltemal so onnoosel nie. Is lekker om jou idee. Dankie, dis lekker om hier te wees. Ski jy? Ek het op die Namib se duine geleer. Krijg mijn directeur-generaal binnen, alsjeblieft. Heather, didn't you say you met somebody from XZ Electronics at the embassy? Jack Craner, Mr. Symington. What's he do there? MD. See if he's got a story for you on this What is it? international arms dealing. Meneer Craner se kantoor, goeiemôre. Heda Steger, International Press. Kan ek asseblief met hom praat? Ek is jammer, hy's nie op die oomblik beskikbaar nie. Waaroor gaan dit? Ons het 'n berig uit Londen ontvang. Exit is blykbaar betrokke by 'n groot wapentransaksie tussen verskeie Midde-Oosterse lande. Ons wil asseblief die berig bevestig. Ek is jammer, ons lewer nie kommentaar oor persberigte nie. Ek dink dis meneer Craner om te besluit.
As julle nie met die pers praat nie, maak hulle eie afleidings. En die storie kom in elk geval in die koerante. Ek is jammer, ek het u reeds gesê hy is nie beskikbaar nie. Dis meneer Kruine om te besluit of hy met my wil praat of nie. En buitendien, ek is seker hy sal met my praat as jy vir hom sê wie bel. Hou aan. Ja, die man se lijk is in Brixton gevind, dokter. Nee, ons weet nog nie. Ons sal laat weet sodra ons meer uitgevind het. Ja, goed. Ja, tot ziens. Daar's Hedda Seger op die lyn van International Press. Sit dan maar deur, dankie. Ek dink nie jy verstaan nie, sy's agter 'n storie oor wapenverkope. Ek sal met haar praat. Dis teen ons beleid om oor sulke transaksies met die pers te Mevrou, praat. in hierdie organisasie besluit ek wat die beleid is asseblief. Ek is bevrees dis nie vir jou om te besluit Mevrou. nie. Dis U gaan deur na meneer Kruine. Hallo, Edda. Ons gaaf om weer van jou te hoor. Uiteindelik 'n rede om jou te bel. Jack, hier's 'n berig uit Londen wat ons ontvang het oor missielverkope aan 2 Midde-Oosterse lande. Volgens die berig is 'n Suid-Afrikaanse agent in Leeds betrap toe hy transaksie wou beklink met 'n Italiaaner. Die agent is John Millen, 'n Suid-Afrikaanse burger. Die agent sê hy verteenwoordig Exit. Nog nooit van hom gehoor nie. Wat ek eintlik wil weet is Luister, Edda. Ons maak nie besiele nie. Wat ons maak is... broodroosters en klitsers. Mhm. Jack, ek's nie so dom nie. Ons het 'n leer so dik soos 'n Statebybel oor Exit. So jy het gaan opcheck op my, hè? Ja, ek het gaan opcheck oor jou. Nou, wat laat jou ding ek aan jou so maklike storie gee? Jy weet, as ek iets soek, dan kos dit My gewone ete. 1:30, Café Continental. Lyk of jy het 'n prentjieboek gestap het. So, jy laat nie op jou wag om van jou kontakte gebruik te maak nie. Dis waaroor vriende daar is. En buitendien, ek nie gesê jy moet so gou in die nuus kom nie. Sê jy my glo as ek jou sê ek het nog nooit van John Millen gehoor nie. Wat gaan jy maak? As ek die storie ontken? Dan sê ek in my beriggie ontken dit. Ja, dan ontken ek dit. En die een lyn non-kommentaar kos my 'n hele ete. Met wyn. Sê my. Is die dinge wat jy doen regtig so 'n groot geheim? Dis nou. As 'n mens 'n skroefie van 'n Bunsenbrander maak, is dit ook 'n geheim. Jy spot met my. Nie regtig, ek kan jou nie help nie. Ons maak maar net die goed op kontrak. Dis die ouens wat ons die kontrakte gee wat verkoop. Maar jy lewer dit af. Dis die ander ouens. En die ander ouens is 'n wapenkorp. Ek sê niks nie. Dis nie geheim dat ons wapens aan ander lande verkoop nie, hoor. Denk. Bladsy 2. Dis die amptelike publikasie vir die Departement van Buitelandse Sake. Hulle sê ons verkoop wapens aan ander lande. Nou kom ons dit so groot geheim. Luister. Kom wel in die wapenkorp vra hulle om kommentaar nie. Omdat dit julle missiele is waaroor die hele herrie in Londen gaan. Ek kan dit nie eens vir jou bevestig nie, Hera. Luister. Die vraag wat jy vra gaan oor baie sensitiewe inligting. Dis geklassifiseerd. Wat beteken is geheim? Buitendien. As mense wat baie skuins na jou sal kyk, is hulle uitvind wat 'n tipe vrae jy vra. Dis my werk om vrae te vra. Gelukkig is dit nie my werk om dit te antwoord nie. Dankie. Dankie. Vertel my van jou. Soos wat? Waar bly jy? My mammie. En wat gaan sy sê as sy weet jy's die derde keer die week in die geselskap van dieselfde vreemde vrou? Sy sal my seker ontderf. Miskien moet ons dit maar 'n geheim hou. Ek vrek oor geheime verhoudings.
Move on. Nooit soos in die storieboeke nie. Inligting is harde, toegewyde werk. Nie 'n klomp avonture en sportmotors en 'n rondhollery op die dakke van hoë geboue nie. Een navorser wat 'n blokkie op die regte plek in die legkaart kan plaas, is baie meer werd as 5 agente in die veld. Julle sal vind dat die meeste inligting oor enige gegeewe onderwerp maklik bekombaar is. Maar as julle werk om daardie 10% harde, sensitiewe inligting te kry. Ons ontmoet mekaar weer hier na ete. Dokter, ek het 'n rekwisisievorm hier wat jy vir my moet teken. International Press. Ja, ons stel belang in die berigte wat een van hulle mense uitstuur. Want julle gebruik die telex vir hulle boodskappe. Dit is nie seker nie, maar dis 'n moontlikheid, ja. Dankie. Is jou koffie, meneer Stegman? Steger Heda, International Press, ek soek inligting. Sy mooi. Beeld skoon. Ag, sy seker vet of vol puisies. Nee. Vir wie werk sy vir die KGB? Jy lees te veel storieboeke, skalm. Toe mag ek nie heeldag. Korting 24. Dankie. Kom teken asseblief. Teken. Baie mooie foto's van haar beneden. Wys vir my toe. Kan nie. Dit is geklassifiseerde inligting. Kry vir my, kry nou Gerardus Johannes, Exit Electronics. Hy is aantreklik baie.
Toe, wat dink jy? Ek weet nie, meneer Stegman. Sy kan en sy kan ook nie. Pas op, hy's gedraai. Ek gaan waarsku jy vir kry nou, en bederf jy dalk 'n situasie wat mens kan uitbuit. Wat sê al leer? Doodgewone biografie, tensy mens iets daarin wil lees. Soos wat? Ek weet nie, Berlyn in my. Goed, sy's Duits. Sy Wes-Duits. En toe sy wits toe. En wat swat sy? Fisika. Toegepaste wiskunde. MSc. En toe gaan werk sy by die koerante. Nou, wat maak 'n meisie met die MSc by die koerante, meneer Stegman? Party mense kry maar net hulle verstand op 50. Maar sy is 7 jaar al joernalis. 3 jaar hier in Johannesburg. En toe gaan werk sy by International Press. Hulle stuur haar Frankfurt toe. Toe word sy verplaas na 'n senior job in Berlyn. En woord, hier is sy terug in Johannesburg. Nou, hoekom al die moeite doen om haar Duitsland toe te stuur? Dan kry sy haar doodgewone werkie terug in Johannesburg. En jy dink dit sê iets? Ek weet nie, maar sy het dan baie ver gekom in 7 jaar. Meneer ken Berlyn is 'n kookpot. Dis 'n markplein van agente Oos en Wes. Wat sê al leer van politiek? Nee, is veel nie, sy was onaktief. Dit op sigself mag dalk iets beteken. Wie het vir haar studies betaal? Ek weet nie, meneer, maar ek sal uitvind. Haar pa is dood toe sy 4 jaar oud was, so hulle kon dit nie te breed gehad het nie. Haar ma was 'n kleuterskoolonderwyseres. Tensy haar pa hulle goed agtergelaat het, wat ek betwyfel, want hy was 'n klerk by Natuurbewaar. Broers, susters? Een van albei. Broer is sover ons weet, ingenieur, suster is hier in Johannesburg getroud. Ja, ek weet nie, dit klink vir my maar bra ordinair. Klink ordinair, meneer, behalwe vir Berlyn, behalwe vir Hazelton. Hazelton? Wie is Hazelton? Sy klein ingenieurswerk by Dun Swart. Hulle maak een klein klippie vir die RP6. Dit is hulle eerste kontrakkie vir wapenkorrel. Hulle sit die aard van die saak baie opgewonde en sekuriteitsbewus. Sy bel toe en vra toe vir 'n afspraak by ou baas Hazelton. Hy bel toe vir Maree by Wapenkort voor sy hy haar antwoord wou gee. Maree raai hom toe af. Sy het gesê sy doen 'n storie oor die wapenbedryf in Suid-Afrika. Maar hoe kon sy geweet het van die klippie, meneer? Dit op sigself is geklassifiseerde inligting. En toe probeer sy 'n storie by Jack Crane kry oor Exit. Ja, dis wat Helena Parkenhoff sê. Ek weet nie, Jones. Soos ek sê, dit klink vir my maar bra ordinair. Jy weet, mense by 'n firma praat. Iemand het dalk iets oor die RP6 laat val en sy het dit opgetel. Miskien moet jy se af en toe opcheck oor haar, maar ek dink nie moet te veel moeite doen nie. Jy weet, daar's belangriker dinge. Ja, ek sal in elk geval al telex se deurstuur na dekodivisering toe. Ja, maak soos jy wil. Ek gaan terug gaan toe. Stiekem op. Kom net van Pretoria af. Ons het 'n lang konferensie gehad met minstens 10 brigadiers en 4 generaals. Hulle vat ons maandag St. Lucia toe om 'n nuwe missiel vir die pers te wys. Het jy vir my ook 'n uitnodiging gekry? O nee, sis. Jy moet minstens 'n militêre korrespondent wees soos ek. In elk geval, jy's oppositie. Ek kry die scoops van my koerant. Ek deel dit nie met jou en jou persagentskap. Ag, sis, Harry man. Jy's selfsugtig. Ja, ek is ook. En jy doen presies dieselfde. Jy gee my nooit 'n scoop. Buitendien, waar was jy Sondag? Jy het 'n afspraak met my gehad. Iets het voorgeval, kon ek kom. OK. Volgende keer as jy 'n partytjie hou, dan kom ek op. Wat se missiele gaan hulle demonstreer? Ag, ons weet nog nie. Hulle is maar 'n geheimsinnige klomp. Jy ken hulle mos. Ah, Sandra. Ek het my 'n groot guns doen oor die hele stekker geval. Vind vir my uit wie vir haar studies betaal het toe sy bewits was. Dis daal. Maar bedoel jy is dit alles 'n bek vol? Weet julle mans dink altyd ons is hulpelose kind gaan nie jou job hier doen. Dis presies hoekom ek dit vir jou gee. Ek is besig met 'n storie oor Suid-Afrikaanse wapentuig. Jy moet vir die brosjures saambring. Kom jy nie saam? Dan gaan ons die naweek af. Ons bly in 'n lekker hotel en ons hou so 'n bietjie vakansie. Hoe klink dit vir jou? En maandag gaan jy St. Lucia toe en ek moet terugkom huis toe. Ag, sis. Jy kon vir my 'n uitnodiging gekry het. Ja, dit is nie so maklik as wat jy dink nie, jou sussie. Dit is 'n lang storie. In die eerste plek, jy moet geakkrediteer wees. Hoekom vra jy nie vir jou baas om vir die weermag 'n brief te skryf nie?
En dan? Dan doen hulle 'n sekuriteitscheck-up op jou en wie weet, volgende keer sit jy saam met ons op St. Lucia. So wat sê jy van 'n naweek saam met my in Durban? Ek sal daaroor dink. Meneer Kreiner se kantoor, goeiemôre. Kan ek asseblief met hom praat? Wieslik sê wie praat? Hedda Steger. Dis persoonlik. Net 'n oomblik. Ja, Dis weer die Steger vroumens. Sy sê dis persoonlik. sit dan maar neer. Is nog steeds geen kommentaar nie. Ek bel nie vir kommentaar nie. Ek wil hom jou uit te nooi vir ete. By my woonstel. Ek sal kos maak. Jy is 29 jaar oud, beeldskoon, intelligent. Normale meisie, met normale ambisies. Waarom is jy dan nog alleen? Daar was iemand. In Berlyn. Ek het 3 jaar saam met hom gebly. Hy was getroud. Sy vrou was in Oos-Berlyn, sy kon nie uitkom nie. Hy was katholiek. Hy wou nie eers praat oor 'n egskeiding nie. Ek het hard probeer die eerste 2 jaar. Ek was so seker gewees alles sou regkom. Ek was seker oor-optimisties gewees. Die laaste jaar het alles begin slegter gaan tussen ons. Ek het hom verwyd en hy het geïrriteerd geraak. As jy lank genoeg probeer, kan jy enigiets doodmaak, Jack. Liefde ook. Hoe kom jy terug om Suid-Afrika toe? Daar was te veel dinge wat my aan hom herinner het. Hy het een aand weggegaan en nie weer teruggekom nie. Die volgende dag na werk toe ek by die huis kom, was alles weg. Sy klere, sy boeke, alles. En nou? Hoe voel jy nou oor? Tyd se rare ding. Jy vergeet al die onaangenaamheid en slegte dinge en jy onthou net hoe mooi dit was. Ek verlang nog somtyds, maar dit stomp af. Ek wou altyd teruggegaan na Duitsland toe. Seker omdat my pa daar gebore is. Altyd gevoel is my tuiste. Na Pieter weg is, was dit as daar niks vir my oorgebly het nie. Toe het ek teruggekom Suid-Afrika toe. En nou? Nou niks. Ek doen my werk en ek hou myself besig. En daar is niemand anders in jou lewe nie? Nee, Toe maar, jou hele lewe lê nog voor. En intussen word die kos koud. Die jobbie van jou by International Press. Dink jy dat jy jou paar dae afgeen? Alhof. Ek het nog 'n paar dae verlof, hoekom? Ek moet maandag in Natal wees, St. Lucia. En ons familieplaas lê op pad soontoe. Vlieg Vrydag en kom Dinsdag weer terug. Wat sê jy? Bedoel jy nooi my saam? Mhm. Wat gaan jy op St. Lucia maak? Besigheid. Jy bedoel jy gaan 'n paar broodroosters en klitsers verkoop? Einstein. Jy jok man. Ek weet. Julle gaan die Laksman Mesiel aan die pers vertoon. Hoe weet jy dit? Hoe weet jy die mesiel se naam is die Laksman? Ek is ook deel van die perskorps. Die inligting is veronderstel om vertroulik te wees. Dis my werk om dinge uit te vind, meneer Kruinou. En joernaliste is soos gewone mense. Hulle praat ook onder mekaar. Weet jy dit vertel? Ek gaan nie sê nie. Net nou maak jy moeilikheid. Maandag is die Mesielreeks op televisie en Dinsdag het elke koerant 'n groot splash daaroor. Dit is net nie so vroeg uitgelek het nie. Nou, van wat sê jy? Ga jy saam of nie? As jy my nooi, ja dankie, ek sal graag saamgaan. Beteken dit dat ek ook al gaan kyk na die Mesiel demonstrasie?
probeer toestemming vra. Normaalweg moet jy eers sekerheid klaar hê. Maar ek mag 'n paar gaste saamneem. Is my nou moet verskoon. Baie dankie. Die kos was lekker. Ek is jammer ek het die aand bederf. Toe maar, jy het nie. Ek het nie geweet van die persdemonstrasie nie, ek sweer. Ek het 'n kans gevat. Ek het geweet julle maak my siele. Ek het jou gesê ons het 'n dik leer oor Exit. En ek weet julle vertoon altyd wapentuig by St. Lucia. Ek het geraai, dis al. Ek glo jou nie, Hela. Jy het dit iewers gehoor. Kom ek wees nou maar eerlik met jou. Jy weet reeds soveel. Ons doen baie werk vir Wapenkor. Onder kontrak. Dis miljoene werd vir my maatskappy. Maar as Wapenkor of die veiligheidsdienste uitvind daar's 'n lekkasie in my maatskappy, word daardie krantjies net môre toegedraai. En dis maar die minste wat kan gebeur. Daar's iets soos die wet op amptelike geheime ook. Ek kan aangekla word, en jy ook. Ons mense is baie ernstig as dit kom by sensitiewe inligting. Jy moet hulle nie onderskat nie. Miskien het jy maar net 'n joernalis se natuurlike belangstelling in die soort ding, maar jy kan jou vingers verbrand. Jy moet oppas. Bekommer jy jou oor jouself? Ek sal my eie probleme oplos. Dis nie grappies nie, hè. Dis lankal nie meer 'n grap nie. Ek is nie 'n spioen of iets wat probeer geheime uit jou uittrek nie. Ek stel belang in jou en wat jy doen. En as dit so groot sonde is, dan baie dankie, ek gaan nie die naweek saam met jou nie. Luister, dit is nie nodig dat ons... Kom ons laat dit eerder daar. Ek is moeg en is laat. Totsiens, Jack. Dankie, vriend. Hedda Steger hier. Morgen um 9 Uhr. Im Afrikaner Museum. Neem my saam, hou my vas by jou, laat my glo in jou. Ek weet jy sou so graag wil, kom saam met my en dra my saam op vlerke van die wind. Kom ons soek die kind wat roep in ons, wat skyn en haat wil agterlaat, en waarheid wil. Kom saam met my, kom saam met my. Hier's my hand, bly naby my. Ek soek na jou, en jou oë sê, jy soek na my. Kan jy my volg, my glo en saam met my op vlerke speel? Kom ons vind die kind wees diep in ons, wat leuns en vrees verby.